יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Die Evangelies Gereformeerde Kerk Pretoria Oos heet u welkom in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons nooi u graag om te luister na hierdie reeks, die reeks wat handel oor die boek Openbaring, en ons glo dat die Heilige Gees vir hierdie boek deur hierdie reeks sal oopbreek. Die reeks word gelei deur Dominee Andrei Bester, 'n dosent van die Evangelies Gereformeerde Kerk se kweekskool hier in Pretoria, en ons nooi u nou graag om saam met ons te luister na wat ons Vader vir ons wil sê oor die eindtye wat ons glo baie naby is. Ons moet ongelukkig vanaand soos 3-sprong atlete redelike lang spronge neem. Ek gaan u nooi om die Bybel saam met my oop te maak by Openbaring 18. Ons is baie naby aan die einde van ons reeks. Soos die Here wil ek vanaand met u praat oor die val van Babylon en die wederkoms van Jesus. So ons gaan so eintlik 2 temas in een vanaand behandel, die val van Babylon en die wederkoms van Jesus. En dan volgende Sondag aand, as die Here wil, dan gaan ek met u praat oor die 1000-jarige vrederyk van ons Here Jesus op aarde. En dan Sondag die 13de, sal ons in die oggend en die aand, as die Here wil, met u praat oor alles nuut. Die wonderlikste tema, alles nuut. Dit sal dan die 13de wees, DV, die oggend en die aand. Openbaring 18, ons gaan die eerste 2 verse daarvan lees, en dan gaan ons 'n sprong neem na Openbaring 19. En na hierdie dinge, het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. En dan blaai ons na Openbaring 19, in die eerste vers, nadat Babylon geval het, sien ons 'n geweldige reaksie daar in die hemel, as gevolg van die val van Babylon. En na hierdie dinge, nadat Babylon tot 'n val gekom het, het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja. Nou daardie woord in Grieks beteken prys of loof Jahwe. Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek, dis afgehandel. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos van die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae. Kan u indink hoe daardie stem moes klink, as ons net luister na die beskrywing van hierdie stem. En hierdie stem wat sê, Halleluja,
want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar, die bruid, is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek, dit is Johannes, op die eiland Patmos, het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Dis nou die engel. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Toe het ek in die hemel, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000, en die vlees van sterkes en die vlees van perde en die wat daarop sit, en die vlees van almal vry mense, sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die wit perd sien en teen sy leer. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het, die wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die wit perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. Ons gaan net tot daar saam lees uit die wonderlike, onfeilbare, ewige woord van die Here. Kom ons bid net saam asseblief. Here, ons het vanoggend as u gemeente daardie pragtige lied gesing, heilig, heilig, heilig is die Here. En ons is vanaand, terwyl ons u woord gelees het, so bewus van u heiligheid. Ons is so bewus van hoe dat u sonde haat. En hoe dat u in hierdie perikoop, hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, boosheid se rug finaal gebreek het. Dit finaal tot 'n einde laat kom. Here, dis nie verniet dat die apostel Paulus daar in Romeine 8 dan ook geskryf het. Die hele skepping sien met reikhalsende verlange uit na hierdie dag. Hierdie besondere dag waarvan ons vanaand gelees het, waar ons Here Jesus Christus
al wat sleg is, al wat boos is, al wat sondig is, die laaste greintjie van sonde finaal gaan oordeel en finaal tot 'n einde gaan bring. Ons dank U vir hierdie dag wat in die geskiedenis of eintlik in die toekoms beplan is deur die Here. En Here, vanaand weet ons, die dag en die datum en die uur is reeds bepaal. U het dit voor die grondlegging van die wêreld, het U geweet dat daar so 'n dag kom. En U het toe reeds bepaal wat die dag en die uur sal wees. Here, vanaand beleef ons dat U talm om te kom. Dat U nog nie op hierdie stadium teruggekom het aarde toe nie, en die woord van die Here sê ook vir ons waarom dit so is. Omdat U lankmoedig is oor ons. En nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word en tot kennis van die waarheid kom. Ons dankie dan ook vanaand vir hulle wat tydens hierdie reeks hulle hart en hulle lewens vir die Here gegee het. Hulle wat tot bekering gekom het, hulle wie se lewens herskep is en nuut gemaak is. Dankie dat dit ook 'n geleentheid was, Here, waarin U in mense se lewens kom praat het, om ook sodoende U kosbare doel te bereik. Dankie vir elke kind van God, wat tydens hierdie reeks 'n nuwe ywer in sy of haar hart vir die Here ontwikkel het. Miskien 'n nuwe oorgawe aan U gemaak het van sy of haar lewe. Dankie dat U met ons besig is. Dat U met ons praat en dat U met ons bemoei. Here, wil U nou vanaand ook die woord vir ons kom oopbreek, dit verstaanbaar maak en wil U gee dat ons dit vanaand ook in ons harte sal vassluit. Op so 'n manier dat dit in ons lewens verandering teweeg sal bring. Dat ons elke dag vernuwe sal word na die beeld van ons verlosser, Jesus Christus. Dankie dat U ons as 'n gemeente, Here, hou vas in die holte van U hand. Dat U ons seën, dat U vir ons goed is. Dankie vir al die seëninge wat so mildelik ons deel is hier. Ons aanbid U daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, dank ons U. Amen. Ons praat vanaand na aanleiding van Openbaring 18 en 19 met U oor die val van Babylon, aan die ander woorde die finale oordeel van die Here, en dan die wederkoms van Jesus Christus en die gebeure wat daarmee saamgaan. Nou as ons net vanaand vir 'n oomblik ons Bybel oopmaak by Genesis hoofstuk 1, daar in die begin, dan lees ons telkens in Genesis 1 hierdie woorde. As ons byvoorbeeld kyk vers 3 en 4, toe die Here gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Dan sê hy in vers 4, toe sien God dat die lig goed was. Met ander woorde, God het goed geskaap. En ek het so 'n bietjie hierdie woord gaan ondersoek in die Hebreëus, en agtergekom, dis 'n woord wat baie ryk is aan betekenis. Om die waarheid te sê, daar's een Grieks of Hebreëus Engelse woordeboek wat omtrent 2 bladsye vol skryf om hierdie woordjie goed te verduidelik. Dis so 'n ryk woord, dit beteken dis volmaak, dis wonderlik, dis fantasties. En so kan 'n mens aangaan met byvoeglike naamwoorde om hierdie woordjie goed te beskryf. Asemrowend, wonderlik, het die Here dit geskape. Vers 10, toe die Here die droë grond en die waters van mekaar geskei het, toe sien God dat dit goed was. Vers 12, die grasspruitjies en die plante, toe sien God dat dit goed was. Toe kom die Here en hy stel die ligte in die uitspansel, daar in vers 14, die son en die maan en die sterre, in vers 18 sê hy, toe sien God dat dit goed was. Vers 20, laat die waters wemel van lewe, en die Here skep al die lewende wesens daar in die see en die water, in vers 21, toe sien God dat dit goed was. En dan vers 24, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee,
kruipende diere, wilde diere, vers 25, toe sien God dat dit goed was. En dan kom ons by vers 27, die kroon van die skepping, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. En vers 31 sê dan, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Nie net goed nie, baie goed. Die oortreffende trap van goed. Maar weet die vriende, daar het toe ook 'n dag aangebreek op hierdie aarde, dat die slang hom, of dat die duiwel hom in die vorm van 'n slang aan die mens, wat baie goed geskape is, kom voorhou het. En met leuns die mens kom verlei het. En vra in die mense gemoed kom stel, het hy gesê het, is dit waar dat God gesê het? En twyfel kom plant het. En uiteindelik weet ons van daardie swartste dag in die geskiedenis van die mens, toe die mens in sonde geval het. En teen God gerebelleer het. En teen die wet van gehoorsaamheid wat die Here daar vir die mens gestel het, in opstand gekom het, en van daardie vrugte geëet het, wat die Here gesê het, die mens nie van mag eet nie. En op daardie oomblik, is die mens, met al sy nasate, en die ganse skepping van die aarde, in sonde gedompel, en het daar 'n vloek op die skepping kom rus. Alles is skeef getrek. Alles is verwring. Die beeld van God in die mens is verdraai. En die mens het 'n vorm aangeneem wat nie soos God lyk nie. En weet jy, nou sien ek half in my verbeelding hoe die duiwel, toe hy dit reg gekry het, met sy bose engele eendag 'n vergadering gehou het en gesê het, kom ons maak bietjie planne. Onthou, dis nou my verbeelding wat nou praat. Kom ons maak planne hoe ons die mens verder kan verlei en verder kan mislei en verder die beeld van God in die mens kan verwring. En ek glo dit was op daardie vergadering wat ek nou hier in my verbeelding sien, dat die duiwel en sy bose engele gesê het, maar weet julle, ons moet 'n sisteem in die lewe roep. Kom ons noem hierdie sisteem die wêreld. En kom ons laat hierdie sisteem die media infiltreer en die vermaak van die mens infiltreer en alles wat die mens wil geniet infiltreer. En kom ons laat hierdie sisteem wat bekend staan as die wêreld, uiteindelik die hele mens in sy totale wese verwring en verder van God af wegtrek. En van daardie dag af het die mens 3 vyande met wie hy rekening moet hou. Die eerste vyand is die Satan self. Nou weet ek, daar's mense in ons dag wat glo daar is nie 'n Satan nie, dis maar net 'n versinsel van ons eie gedagtes. Ek glo met my hele hart dat daar 'n Satan is. Die Bybel sê daar is 'n Satan en daarom glo ek dat daar 'n Satan is. En dat hy 'n persoon is, dat hy 'n gefalle engel is. En dat hy aktief meewerk saam met al sy bose engele om die mens van God te vervreem. Kom ons vra die vraag vandag. Hoe effektief is hy in sy poging om die mens van God te vervreem? As ek luister wat u gesê het, dat die mens op aarde elke minuut probeer om selfmoord te pleeg, of dat daar elke minuut 'n poging tot selfmoord is, dan lyk dit vir my is redelik suksesvol. En hy kry dit redelik goed reg. En behalwe vir hierdie pogings, is daar ook nog baie ander dinge waaraan die mens blootgestel geraak het. So die Satan is 'n definitiewe vyand van die mens, wat probeer, en die Here Jesus sê, hy's 'n mensemoordenaar, hy's 'n dief wat gekom het om te steel, en te slag, en te verwoes. En as ons nou weer die vraag sou vra, kry hy dit reg om te steel, en te slag, en te verwoes? Dan moet ons ook vanaand ongelukkig vir mekaar sê, o ja, hy kry dit baie goed reg. Hy verwoes huisgesinne, hy verwoes huwelike, hy verwoes kinders, hy verwoes groot mense, hy verwoes ou mense, hy gee nie om wie in sy pad kom nie. Hy is die mensemoordenaar van die begin af. Maar ons het ook gesien dat daar in my verbeelding 'n vergadering was, en dat die duiwel toe nog 'n vyand geskep het, en dis nie my verbeelding nie, dis 'n werklikheid. En hierdie vyand is die wêreld.
Die vergadering is maar net in my verbeelding. Maar dat die duiwel die wêreld in die lewe geroep het, is nie in my verbeelding nie. Die wêreld is ook vanaand 'n werklikheid. Die wêreld is vanaand 'n realiteit. Weet jy my geliefdes, ons hoef net om ons te kyk elke minuut van die dag. En dan sien ons die wêreld manifesteer. En ons sien die wêreld is 'n stelsel wat aktief meewerk om mense se lewens te verongeluk. En die wêreld gebruik alles wat hy kan. Hy gebruik musiek, hy gebruik die filmwese, hy gebruik boeke, hy gebruik tydskrifte, hy gebruik die modewêreld, hy gebruik alles wat hy kan om die mens te verwoes, om te steel en te slag en te verwoes. Dis ons tweede vyand, is die wêreld. In die Bybel noem die wêreld hier in Openbaring 18 Babylon. En dis hierdie stelsel wat die Here tot 'n einde gaan bring in die groot verdrukking wat ons nou al klaar behandel het, en nie tyd het om vanaand weer oor te praat nie. Maar dan het ons ook 'n ander vyand wat binne in ons gesetel is. Dit is die vlees. Dis daardie deel van 'n mens wat by die sondeval van God vervreemd geraak het en wat net een ding in die oog het, en dit is om die sondige natuur van die mens te bevredig. Die vlees, wat so hard in ons werk, wat so hard in 'n mens, en dis hierdie vlees wat soveel ongelukkigheid in ons veroorsaak, wat altyd neig na die verkeerde, wat altyd neig na sonde, wat altyd die sonde wil doen, en wat altyd hierdie sondige begeertes wat binne in 'n mens is, wil bevredig. Selfs na jou redding moet jy veg teen die vlees, en moet die vlees daagliks gekruisig word en doodgemaak word. Gaan lees maar Kolossense 3. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is. As enigste manier om met die vlees te werk, die vlees moet gekruisig word. En vanaand kom ons dan juis by die punt waar God 'n einde kom maak aan hierdie vyande. Dit is vir my 'n gedeelte in die woord wat weliswaar, as 'n mens dit lees, Openbaring 17 het ons laas behandel, en ons het gesien hoe dat die godsdienstige stelsel tot 'n einde gebring gaan word, die valse godsdienstige stelsel. Vanaand kom ons by Openbaring 18, ons sien hoe dat die politiese en ekonomiese wêreldstelsel tot 'n einde gebring gaan word, en as 'n mens na die goed kyk, dan lyk dit baie gruisam. En die oordeele is baie vel. En ons sien dat die Here God in sy toorn optree teen die wêreld en teen Satan en teen die anti-kris en die valse profeet. Maar ons gaan ook vanaand sien dat daar 'n wonderlike positiewe reaksie by die kinders van die Here hieroor is. Vers 18 of hoofstuk 18 vers 1 sê: Na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag. 'n Geweldige, sterk, magtige engel wat hier uit die hemel neerdal. En ons sien ook, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En dan kom hierdie engel, terwyl hy die aarde verlig met sy heerlikheid, en hy maak 'n ontsaglike belangrike aankondiging. Dis die eerste van 2 aankondigings waarna ons vanaand gaan kyk. Hierdie aankondiging vind ons in vers 2 as hierdie engel uitroep: Geval het die groot Babylon. Die woordjie wat in Grieks gebruik word vir val is die woord pipto. Dit beteken, dit is verwoes. Dit het dood neergeslaan. Dit het tot 'n einde gekom. Met ander woorde, hierdie groot magtige engel wat hier in die lig verskyn en wat die aarde met sy heerlikheid verlig, maak hierdie aankondiging en hy sê: Babylon is verwoes. Babylon het nou dood neergeslaan. Babylon het tot 'n einde gekom. Die Here God, deur sy seun die Here Jesus Christus, het deur die oordeele van die 7 seels en die 7 basuine en die 7 skale wat ons behandel het, het hy 'n einde gebring aan die wêreld. Die wêreld gaan nie weer bestaan nie. Van daardie oomblik af is dit verby met die wêreld. Die wêreld is verwoes.
hierdie sisteem wat vanaand so lewendig is, wat vanaand so werk, wat vanaand soveel mense mislei en verlei, agter die Satan aan, agter die verkeerde aan, gaan val, gaan verwoes word, gaan dood neerslaan. En die eerste gedagte wat ons vanaand in Openbaring 18 behandel, die redes vir haar verwoesting. Ons gaan dit net vinnig noem, u kan dit self in die Bybel weer gaan lees, maak 'n aantekening as u wil, kry gerus die DVD, kry die CD's, luister weer, gaan bestudeer dit. Ons gaan vanaand baie vinnig deur hierdie gedeelte beweeg. Redes vir haar verwoesting, dis ons eerste punt. Hoekom besluit die Here dat daar 'n dag in die toekoms is, dat hy die wêreld moet vernietig, die wêreld moet verwoes? Die eerste rede vind ons in vers 2, want sy het 'n woonplek geword, 'n dwelling place, 'n plek waar hulle tuis voel, waar hulle floreer, waar hulle vooruitgaan, wat? Demone en bose geeste. Die wêreld het 'n plek geword waar die bose geeste tuis is, waar hulle as dit ware floreer, waar hulle vooruitgaan. Nou wil ek vir u vanaand 'n vraag vra. As u dink aan bose geeste, as u dink aan demone, wat kom in u gemoed op? Miskien die verkeerde prentjie van 'n rooi gesiggie met horingkies en tande en 'n 3-tand virkie en 'n pylstert. Is dit dalk waaraan u dink as die woordjie demone in hierdie gedrogte wat op ons afstorm? Kom wat ek vanaand vir u sê, die bose geeste in die lig kom nie op hierdie manier na ons toe nie. Hulle kom met versoekings en met genot en met dinge wat aanvanklik na plesier lyk en dinge wat vir die vlees mooi en aanneemlik lyk. So in die week of 2 weke terug, toe praat ek en my seun, en hy toe 'n liedjie gehoor wat in my tyd toe ek op skool was dit nou nogal, soos die Engelse sê, 'n hit. Maar as ek nou terugdink aan hierdie lied, dan was dit ook maar deel van die wêreld se hele proses en die sisteem van die wêreld om van my tyd af en nog vroeër as toe ek nou nog jonger was, om hierdie revolusie teweeg te bring waar ons vanaand sit, en uiteindelik het hierdie revolusie geslaag waar gesagsstrukture afgebreek is en respek is afgebreek en dit wat die Here vir die huwelik bedoel het, wat mooi moes wees vir die huwelik, dit is oorboord gegooi, dit is afgebreek en ag, u weet waarvan ek praat. Dit het begin daar in die musiek nou by die Beatles. Toe hulle begin sing het dat gesagsstrukture moenie meer geld nie. En toe hulle begin sing het oor vrye liefde. En toe die lied wat my seun sê, wat hy toe nou by iemand gehoor het, is 'n lied van Pink Floyd, Teachers, Leave Them Kids Alone. Onthou jy dit nog? En hoe het dit nie geslaag nie? Jy weet, in my tyd, toe ek op skool was 'n goeie pak slaag op sy tyd, was 'n geoorloofde ding en was 'n goeie ding en dit het my op koers gehou, nê? En nooit in my tyd sou ek in my wildste drome kon dink dat 'n pak slaag 'n kriminele daad kan wees nie. En vandag as jy praat van 'n pak slaag op skool, dan klink dit of onderwysers gekriminaliseer is. Jy weet, 'n onderwyser wat vandag waag om sy hand op te tel en 'n kind 'n pak slaag te gee, is 'n krimineel. Ek weet nie hoe voel u daaroor nie. Maar my vrou is in die onderwys en sy sê hulle het hulle hande vol. En sy was nooit 'n wreedaardige onderwyseres wat kinders doodgeslaan het nie. Maar u sien, die wêreld het 'n blyplek geword van die bose geeste. En op allerlei maniere kry hulle sin in hierdie wêreld. En kry hulle reg wat hulle wil regkry. Deur musiek, deur films, deur die media, deur advertensie, so werk die bose geeste en so lei hulle ons tot ongehoorsaamheid aan die Here God. En daarom sê die apostel Paulus in 2 Korintiërs, ek dink is 2 Korintiërs, is dit nou 4 of 10, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings deur te werp. Hierdie vestings wat hulle so opbou, hierdie forte, hierdie sterk plekke wat die demone so opbou.
En dan sê hy, om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dis hoe ons demone oorwin. Deur ons gedagtes gevange te laat neem in gehoorsaamheid aan Christus. So voer ons die oorwinningsstryd, op geen ander manier nie. Moenie dink, ons kan nou daar na die stasie toe gaan, in Pretoria stasie, en sê, dis nou 'n invalshoek vir die bose geeste, en nou gaan ons daar 'n gebedsrally reël, en dan bid ons hulle daar uit, dat hulle nie kan inkom by die stasie nie. Terwyl ons by die stasie besig is hulle agter ons rug, dan kom hulle in Pretoria straat in, hoor. Want die woord van die Here sê, hulle is in die lug. Hulle is orals. So vergeet van lughawens en hawens en stasies en die hoogste punt op 'n berg en al hierdie goed. Dis sommer 'n klomp nonsens. Ons moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dis waar die antwoord lê. Vers 3a sê, rede vir haar verwoesting. Sy het vervul geraak met immoraliteit. Kyk 'n bietjie na vers 3a. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het. Immoraliteit, onsedelikheid. Sy het die wêreld vervul met haar onsedelikheid en immoraliteit. Dan sê vers 3b vir ons, sy het deur en deur verrot geraak met materialisme wat God vurig haat. Dis nie iets wat ons altyd van hou om te hoor nie, maar as u die Bybel gaan lees, gaan u sien God haat materialisme. Materialisme bring 'n mens tot 'n val. Onthou, die Here kan vir mense rykdom gee sonder materialisme. Daarvan is die woord vol. Maar materialisme, hierdie sisteem wat so daarop ingestel is om net meer en meer en meer te kry en nie genoeg te kry nie en die aarde te verwoes en al die hulpbronne te verwoes om uiteindelik net 'n paar mense te verryk, en dit is vir die Here 'n gruwel. Gaan lees maar wat sê die woord daaroor. Vers 5 sê haar sonde, Babylon se sonde strek tot aan die hemel. Haar sonde raak aan die hemel. Vers 7 sê, sy is vervul met trots en arrogansie. Vers 23 sê, sy het die nasies verlei. Vers 24 sê, sy het die heiliges van die Here Jesus Christus doodgemaak. En vers 13 sê, sy het 'n plek geword, hoor hier, hoe aktueel is die Bybel, sy het 'n plek geword van mensehandel. Kan jy dit glo? Kan jy sien dat die woord van die Here 2000 jaar geskryf is vir die tyd waarin ons ook lewe? Kyk na vers 13, kom ons lees dit. Dan sal jy dit sien. En kaneel en reukworm, dit is alles wat nou verkoop word in die wêreld. Kaneel, reukwerk, salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en groot vee en skape en van perde en van slawe en van mense siele. Mense word verkoop om immoraliteit mee te bedryf. Hoe verskriklik. Hier gee God die redes aan waarom hy Babylon gaan oordeel, waarom Babylon tot 'n val gaan kom, waarom hy verwoes gaan word en van die aarde afgevee gaan word voor die aangesig van die Here. Dit bring ons by die tweede gedagte vanaand. En hier is 'n dringende vermaaning aan kinders van die Here. Nou weet jy die woordjie, ek sê altyd vir die studente in die klas, die woordjie vermaan is een van die mooiste woorde in Grieks. As u dink aan die woord vermaan, waaraan dink u dadelik? Iemand wat hier van bo af afkom en sê, jy moet nie dit is mos nou vermaan. Kom hier kwaai op iemand af en nou vermaan ek jou, jy sal dit nie weer doen nie, jy mag dit, is dit hoe u ook vermaan sien? Baie mense sien die woordjie vermaan so. Die Griekse woord vir vermaan is parakaleo, dis 'n saamgestelde werkwoord. Para wat beteken om langs aan te wees, kaleo wat beteken om te roep. So wat die Here vanaand doen is, hy kom staan langs ons en hy roep ons. Hy vermaan ons. Om langs aan te staan en te roep. Vers 4. Ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, hier kom die vermaaning. Gaan uit daar uit, my volk.
sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Wat 'n wonderlike vermaaning, wat vanaand van die Here se kant af na u en my toe kom as kinders van die Here. Hier kom Ego die Here vanaand al die teksverse in die woord waar hy byvoorbeeld sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie? Hy praat ook van egbreekers en egbreeksters voordat hy hierdie ding van vriendskap met die wêreld behandel. En ek dink die mooiste voorbeeld in die woord van die Here wat vir ons vertel hoe moet ons uit die wêreld uitgaan is 2 Korintiërs 6 van vers 14 af. En nou moet jy baie mooi onthou. Die Here bedoel nie ons moet ons iewers in 'n klooster gaan toesluit dat ons niks vir hom kan beteken op hierdie aarde as hy sê gaan uit daar uit nie. Al wat die Here vir ons sê is moenie gemeenskap hê aan die wêreld se sondige praktyke nie. Breek daarmee. Kry klaar daarmee. Moenie 'n vriend van die wêreld wees nie. 2 Korintiërs 6:14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Hoekom nie? Hoekom kan ek nie saam met 'n ongelowige in dieselfde juk, in 'n ongelowige juk, in 'n goddelose juk trek nie? Hoekom nie? Want die apostel Paulus sê hoekom nie? Want watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Is daar deelgenootskap? Nee. Daarom mag ons nie deel in die wêreldse dinge nie. Watter gemeenskap het lig met duisternis? Kan u sien wat het vanaand in hierdie vertrek gebeur toe die ligte aangeskakel is? Hier's geen duisternis in hierdie vertrek nie. Elke hoekie en elke gaatjie in hierdie vertrek is lig. Dis die eienskap van lig. Die oomblik as jy lig in duisternis aanskakel, is die duisternis weg. Duisternis en lig het geen gemeenskap met mekaar nie, want die lig verdryf die duisternis. Dis vir my wonderlik. Duisternis kan nie lig verdryf nie. Daar's nie 'n manier waarop ons vanaand duisternis hier kan inbring om die lig te verdryf nie. Jy kan net lig in 'n plek inbring om die duisternis te verdryf. En daarom sê die Here vir ons, watter gemeenskap het lig met duisternis? Watter ooreenstemming het Christus met Belial? Watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God? En ons weet mos nou, ons is die tempel van God. Nie kerkgeboue nie. Nie tempels wat met hande gemaak is nie. Ons is die lewende tempel van God, die woonplek van God. Watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle, sê hy, is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. 2 Korintiërs 6 vers 17. Daarom gaan onder hulle uit. Nie na 'n klooster toe nie. Nie na 'n alleen plek waar ons nie meer in die wêreld is nie, maar gaan onder hulle uit sodat ons nie meer van die wêreld is nie. En sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Punt nommer 1, die redes vir haar val. Punt nommer 2, die vermaaning van God aan sy kinders. Gaan onder haar uit, sonder julle af. Punt nommer 3. Die oordeel oor Babylon is niks anders as God se wraak nie. God wreek hom. En dis hoekom hy Babylon oordeel. Die wêreld gaan deur die Here self tot 'n einde gebring word as hy hom wreek oor haar sonde. En as ons kyk na hierdie wraak van God, dan sien ons in vers 6 die intensiteit daarvan. Gaan net terugblaai vers 6 toe. Hoor nou mooi hier kom die vergelding, die wraak, die Here wat hom wreek oor haar. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het.
Wat sê die woord van die Here? Wie kom die wraak toe? Kom met ons toe om ons te wreek? Weet jy, ek onthou so goed, 2 jaar terug toe my swaar pas na sy bekering vermoor is. 3 maande na hy tot bekering gekom het, skiet hulle hom dood in sy erf. Vir 3 weke het ek geworstel met wraakgedagtes. Ek kan nie, weet jy, ek het myself nie geken nie. Ek wou net wraak neem. Ek het hoeveel keer vir myself as ek hierdie man kry. En dan het ek dinge gesê waaroor ek vanaand baie spyt is, wat ek gelukkig voor die Here kon bely. En vir die Here kon sê, Here, red asseblief hierdie man se kosbare siel, voordat hy in die wraak van God moet gaan vasloop. Ons weet tot vanaand toe nie wie dit is nie, ek weet tot vanaand toe nie of hierdie man by die Here uitgekom het nie. Luister na die intensiteit van die Here se wraak. Verdubbel dit vir haar, volgens haar werke. Weet die vriende, as die wêreld soveel gegee het, gaan die Here hom dubbel daaroor wreek. Dis die intensiteit van die wraak wat God gaan neem. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Alles wat die wêreld gedoen het om menselewens te verwoes, gaan die Here dubbel wreek. Gaan hy dubbel kom terugneem. En dan sien ons ook die skielikheid van hierdie wraak. As ons byvoorbeeld lees in vers 8, en daarom sal die pla op haar, verskoon tog, en daarom sal haar pla op 1 dag kom. 1 enkele dag wat die Here hom gaan wreek en finaal Babylon gaan oordeel en haar laat val. Kyk na vers 10, die B-gedeelte. O sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Skielik, vinnig, intens, en is verby. Babylon het geval, piptou, verwoes, skielik doodgegaan, bestaan nie meer nie. Maar ons sien ook, as ons kom by die wraak van die Here, gaan daar 2 reaksies wees. Aan die een kant gaan die mense wat in die wêreld is, en die mense wat hulle verlustig het in die wêreld, gaan reageer oor die val van Babylon. En ons sien daar, ek gaan dit nou nie kan lees nie, ons gaan nie tyd hê nie, maar as ons byvoorbeeld vers 9 tot 19 lees, u kan 'n aantekeningkie maak, gaan lees vers 9 tot 19 van Openbaring 18, en dan sien u die reaksie van hulle wat in die wêreld is, hulle wat van die wêreld is, hulle wat hulle verlustig in die wêreld, en ons sien daar gaan berou wees, en daar gaan verwyd wees, en daar gaan uitroepe wees, en die handelaars en die koopmanne met hulle skepe, en die konings van die aarde, gaan rou bedryf oor Babylon wat geval het. Hoe roep hulle uit vers 10? Terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Hulle wat van die wêreld is, hulle wat haar geniet het, gaan uitroep, wee, is verby met haar. Hoor jy die verwyte in hulle stemme? Hoor jy die berou in hulle stemme, omdat sy tot niet is. Vers 16. En hulle sê, wee die groot stad. En nou wil ek net hê, jy moet nou byvoorbeeld aan 1 wêreldse plek vanaand dink. En ek gaan nou die plek se naam noem. Dink nou net vanaand, en asseblief, nou nie met my stry nie, dit is 'n wêreldse plek. En ek het ook al daar gaan eet, maar ek voel grillerig as ek daar eet. Ek sê ek wil liewer op 'n ander plek eet, daar's baie ander restaurante. So die mense wat my soontoe genooi het, dit was nie vir my lekker om daar te eet nie. Hulle is nie hier nie, maar miskien luister hulle na die kaset. En dis Carnival City, daar in Brakpan. Dis 'n wêreldse plek, vir die wat nie geweet het nie, dis 'n wêreldse plek. En hoor hoe word sy beskryf? Wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en wat versierd was met goud en edelgesteentes en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Dis een van die plekke wat in vuur gaan opgaan.
Een van baie. So roep hulle uit. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik vir Babylon, die groot stad. Hoekom roep hulle so? Ek kan vir julle sê hoekom, want hulle pret is nou bederf. Die pret is nou in 1 uur verby. Daar gaan nie meer 'n wêreld wees waarin mense hulle sal kan uitgiet nie. Waarin mense hulle self sal kan gee vir die sonde nie. Niemand gaan meer hulle koopware koop nie, dis tot 'n einde gebring. Daar gaan nie meer plesiere wees nie, daar gaan nie meer genot wees nie. En dit wat God se mooi volmaakte skepping verwoes het, word nou hier in 1 enkele uur verwoes. En onthou, ons het nog hier te doen met die 7 skale wat op die aarde uitgegooi word en die verwoesting wat God daardeur op die wêreld aanrig. En is as gevolg daarvan dat die engel uitroep, Babylon het geval. Maar daar's ook 'n reaksie onder kinders van die Here oor die val van die wêreld. Nou hoop en vertrou ek nie, hier's vanaand 'n kind van die Here wat sê, nee, ek sal nooit dit oor die wêreld kan sê nie, ek is ook te lief vir die wêreld. Ek hoop regtig nie hier's vanaand so iemand nie. Luister na die reaksie van die kinders van die Here, hoofstuk 19, daar van die middel van vers 1 af. Halleluja! Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar onsedelikheid verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Dis die reaksie van die kinders van die Here. Daar's blydskap, daar's vreugde, daar's lofuitinge aan Jahwe. Halleluja, die Here het in geregtigheid geoordeel. Die 4de gedagte, die resultate van haar val. Ons kyk na vers 21 in hoofstuk 18. Resultate. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi en gesê, so, met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en dan hierdie woorde, en nooit meer gevind word nie. Weg. Vir ewig van die aardbol af weggevee. Die aarde is gesuiwer van die wêreld. Die aarde is gereinig van die wêreld, soos wat 'n mens 'n groot meelsteen sal neem en dit in 'n groot dam gooi miskien uit 'n helikopter of iets uit en daai ding toef daar in die water val, so word Babylon weggevee van die gesig van die aarde af. En dis die resultate van haar val. Sy sal nooit weer gevind word nie. Niks meer wêreldse, duiwelse musiek wat mense agter Satan aan verlei nie. Kyk na vers 21 en 22a. Luister nou baie mooi. Nadat hierdie engel nou die klip weggegooi het of ingegooi het en gesê sy sal nooit meer gevind word, die vers 22. En hoor nou mooi. En die stem van siterspelers en van sangers en van fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. Waar sal dit van nou af gehoor word? In die hemel, voor die troon van God. Weet jy wat? Satan het musiek gebruik. Hierdie dinge waarvan ons hier lees, hierdie siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers en gitaarspelers en wie weet wat nog alles, dromspelers. Hy het dit gebruik om aan hierdie sisteem impetus en momentum te gee. Ek wonder as die Here vanaand vir ons 'n statistiek sou kon toon van hoeveel mense die afgelope 30 of 40 jaar deur musiek tot 'n ewige val gebring is. As ons vanaand so 'n getal kon sien. Deur al die vertakkings van rock en metal en wie weet wat se gemorse mens alles op hierdie aarde kry. En nou is die Satan slim, nou wil hy nog hierdie rock en hierdie metal in die kerk van die Here Jesus ook inbring. Hierdie heilige instansie wat hy met sy bloed gekoop het. Hoor mooi wat sê die Here. Hulle stemme en hulle klanke
sal in die wêreld nooit weer gehoor word nie. Dis verby. Geen musiek weer in die wêreld nie, geen kunste in die wêreld nie. Vers 22, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. Is kuns nie wonderlik nie? Net totdat Satan dit in die hande kry en dit in die wêreld inbring en dit 'n wêreldse kleur gee, dan is kuns ook nie meer mooi nie. Maak nie saak wat se kuns dit is nie. So met ander woorde, daar sal ook nooit weer kuns in die wêreld wees nie. Niks meer wêreldse industrie nie. Kyk na vers 23, die laaste gedeelte. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. Wêreldse industrie, weg. In een oomblik, weg. Die Here doen weg met die wêreld, met hierdie stelsel wat so sleg is. Geen lig meer in Babylon nie. Vers 23a. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Carnival City gaan pikdonker wees in die nag. Gaan eintlik glad nie meer bestaan nie. En ook die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in die wêreld gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die aarde, wat deur jou towery is al die nasies verlei. En so bring die Here Babylon tot 'n val. En onthou jy ek het gesê dat die eerste afkondiging was wat? Geval het Babylon. Dis die eerste aankondiging. Dit bring ons by die tweede aankondiging. Kyk saam met my na hoofstuk 19 vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. As 'n mens hierdie boek bestudeer, dan kom 'n mens in die Ou Testament agter, die Here het beloof, daar sal iemand op die troon van Dawid wees. Iemand gaan regeer op die troon van Dawid. By die eerste koms van die Here Jesus, as ons nou daar in Matteus kom, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en ons lees dit, dan sien ons die volk het gedink die Messias het nou gekom om die koninkryk te kom oprig. En op 'n stadium wou hulle hom met geweld koning maak. Hulle wou hom troon, hulle wou hom Dawid se troon toe sleep in Jerusalem, dat hy kan gaan regeer. Maar die tyd was nie reg nie, want die Ou Testament het ook gesê dat hy sou kom as die knegt van die Here wat sou lei. Daarvan wou hulle niks weet nie. In Handelinge hoofstuk 1 vers 6. Onthou nou, dis na die kruisiging, na die opstanding, vlak voor die hemelvaart. Lees ons hierdie woorde. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê: Here, gaan u in hierdie tyd, gaan u nou die koninkryk vir Israel weer oprig? En jy moet mooi hoor wat antwoord die Here Jesus hulle. Hy sê nie vir hulle, nee, julle verstaan die ding van 'n koninkryk heeltemal verkeerd nie. Dis eintlik net 'n geestelike koninkryk waarvan gepraat word nie. Hy antwoord hulle deur te sê: dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dis nie nou die tyd vir die koninkryk nie. Jesus leer ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Bedoel hy dit letterlik as hy dit vir ons leer bid? Verseker bedoel hy dit letterlik. En dit los ons by die vraag nou, wanneer kom die koninkryk dan? Wanneer Babylon in die groot verdrukking tot 'n val gebring is. Want daar sê die heiliges in die hemel: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Die koninkryk gaan nou opgerig word.
En dit bring ons dadelik, wanneer hierdie aankondiging gemaak is, dan bring dit ons in die 5de plek by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Nou begin die voorbereidings in alle erns plaasvind vir die koninkryk om gevestig te word. Die Here Jesus saam met sy bruid moet nou aarde toe kom, moet nou kom regeer op die aarde. En lees ons dan daar in verse 7 tot 10 oor die bruilof van die Lam wat nou in gereedheid gebring word. Ek wil net weer soontoe blaai, nou wil ek dit graag met u deel. En jy moet maar rustig wees, ons is baie na en klaar, hoofstuk 19 vers 7. Nadat daar gesê is, hy die koningskap aanvaar, nou kom hierdie uitnodiging. Laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Sê gou vir my vanaand, wie is die vrou van die Lam? Al die weergeborenes op aarde. As u vanaand weergebore is, vat aan jouself, sê vir jou, vrou van die Lam, jy moet jou gereed maak, want die bruilof is op pad. Die bruilofsmaaltyd van die Lam is op pad, en hier vind dit plaas. Babylon het geval, jy gaan nooit weer van haar hoor nie, sy is tot 'n einde gebring, en nou daar in die hemel, waar Jesus op die stadium nog is, vind die bruilofsmaaltyd van die Lam plaas. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar, die bruid, is dit gegee. Hoor nou net, hoe gaan ons bekleed word, weergeborenes? Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. In Efesiërs 2 begin die apostel Paulus en hy sê, julle het hy lewend gemaak, wat dood was in julle misdade en julle sondes. Dis hoe ons gelyk het. Ons was dood in ons misdade en sondes. Dan gaan hy aan, dan vertel hy hoe het hy ons lewendig gemaak. En kom hy by vers 7, dan sê hy, want uit genade is julle gered, deur die geloof. En die geloof is nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons word nie uit werke gered nie. Maar dan kom hy in vers 10, dan sê hy, maar ons is sy maaksel. Die Griekse woord poema. Hoor jy die Engelse woord poem? Gedig. Ons is sy maaksel, sy poema. Voorberei in Christus tot goeie werke. In ander woorde, 'n geredde kan nie anders as om in dankbaarheid 'n lewe van goeie werke vir die Here te leef nie. Ons doen nie goeie werke om gered te word nie. Die woord het nou net gesê, ons kan nie daardeur gered nie. Maar in Christus is ons herskep en nuut gemaak en weergebore tot 'n lewe van goeie werke. Dit kan nie anders nie. Dit is ons redelike godsdienst, sê die apostel Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2. 'n Kind van God se lewe is goeie werke. Nou vind ons 'n ander aansluiting hier in Openbaring 19 vers 8, waar ons sê, die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Nie wat hulle gedoen het om gered te word nie, wat hulle uit dankbaarheid vir hulle redding gedoen het. Ag, dis 'n hartseer saak, is dit nie? Ons kyk so na die godsdienstige spektrum op aarde en ons sien dat almal wat 'n werke godsdienst voorstaan, byvoorbeeld die moslems en die Jehova getuies, werk laat dit klap. Want jy sien, hulle moet nou gered word deur hulle werke, so glo hulle. Maar die kinders van die Here het op een of ander plek het hulle hierdie valse boodskap gekry. Ons moet tog net nie werk nie. Want nou dink die Here dalk ons poog om daardeur gered te word. So ons moet liewer net laks wees. Ons moet net terugsit en wag vir die dag as die Here op die wolke gaan kom. Dis 'n groot dwaling. Weet jy, die ou hervormers in die reformatie, toe hulle die Heidelbergse katekismes geskryf het hulle gesê, hoeveel dinge is vir ons nodig, dat ons wel getroos kan lewe en sterwe. In die eerste plek, hoe groot ons sonde en elende is. In die tweede plek, hoe ons van hierdie sonde en elende verlos kan word. In die derde plek, hoe ons uit dankbaarheid vir hierdie verlossing teenoor God kan lewe. Maar ons sukkel, ons kom nie daarby uit nie. Ons wil weet, hoe kan ons gered word, maar ons wil nie hierdie lewe leef, sodat ons bruilofskleed voorberei kan word. Dis mos wat die woord hier sê, is dit nie?
Kom kinders van die Here. Kom, ons het nou vanaand vir mekaar gesê, voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stry. Laat die kruis van Jesus ons in die strydperk lei. Laat ons ons lewens vir hom gee. Laat ons vir hom werk. Hoekom? Omdat ons dankbaar is vir die verlossing wat hy ons gegee het. Dit is dan nou vers 8, vers 9. Toe sê hy vir my, skryf, salig, makarios, gelukkig is die wat genooi is na die bruilofsmaaltyd van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Daar gaan 'n bruilofsmaaltyd in die hemel wees, die oomblik as Babylon geval het. En dan, die oomblik as die bruilofsmaaltyd in die hemel voltrek is, dan kom die dag waarvoor almal wag. Die wederkoms van Jesus Christus. Daarvan lees ons in verse 11 tot 21. En ek gaan dit gou-gou opbreek in 'n paar punte. In die eerste plek sien ons die verskyning in die hemel, vers 11. Ons lees dit, toe het ek die hemel geopend gesien. En wat was daar? 'n wit perd. Kan jy onthou in Openbaring 6, toe die anti-kris Jesus nagemaak het, het hy ook op 'n wit perd verskyn. Maar hy was die valse vredevors. Hier verskyn die ware vredevors. Die Messias, die Christus, die verreëse, liggaamlik opgestane Here Jesus. Die verheerlikte Christus. Die hemel is oop, en daar verskyn hy op sy wit perd, en hy kom af na die aarde toe. Hoekom kom hy? Ons gaan nou sien, hy gaan sy koninkryk kom vestig. Hy wat daarop sit, word genoem, getrou en waaragtig. En wat doen hy? Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Kan u glo, by die wederkoms van Jesus gaan daar nog een finale oorlog wees. Die Bybel praat van hierdie oorlog as die slag van Armageddon. Ons gaan nou vinnig daarna verwys. Maar luister hoe beskryf Sagaria 14 vers 3 en 4 die verskyning van Jesus. En die Here sal uittrek, en hy sal stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag, sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. Ek het die voorreg gehad om 2 maal Israel toe te gaan. En ek moet vir u vanaand sê, die hoogtepunt. En ek wens, as ek Israel toe gaan, wil ek sommer die hele 10 dae op die Olyfberg gaan bly. En ek wil daai hele 10 dae net vir die oospoort kyk. Weet jy, 'n mens staan op die Olyfberg en jy kyk so af en jy sien die muur, die oostelike muur hier voor jou lê, en jy sien die oospoort. Dis asof jy hom kan vat. Hy is by jou. Hy lê hier. En dan kom jy agter, die moslems het ook Bybel gelees. Dis regtig so. Hoekom sê ek so? Hulle het Sagaria 14 gelees, vers 3 en 4, die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Daar's 'n ander gedeelte wat sê, en dan sal hy deur die oospoort inbeweeg die stad in om sy koningskap te gaan vestig. En weet jy wat het die moslems toe gedoen? Hulle het gesê, hierdie Messias sal homself nooit ontheilig deur 'n moslem begrafplaas te loop nie. En daar voor die oospoort is daar net 'n moslem begrafplaas, beide kante. Weet jy wat gaan gebeur? Gaan lees bietjie vanaand Sagaria 14. Die Olyfberg gaan middeldeur splyt. In die oospoort gaan dit gebeur, so glo ek. En die oospoort gaan ook wegwyk na die een kant. Die een helfte van die grafte gaan die kant toe, en die ander helfte van die grafte gaan daai kant toe. En dan gaan daar lewende water uit Jerusalem uitvloei in hierdie dal wat nou oopgesplyt het, deur na die dooie see toe, wat op hierdie stadium 400 meter onder seevlak is, wat net 'n invloei en nie 'n uitvloei het nie, wat morsdood is,
Daar's nie een enkele lewende organisme in die dooie see nie. En sê die woord van die Here sal daardie see lewendig word, deur water wat uit Jerusalem uit gaan vloei in die dooie see in. En hy gaan oplig en sy vlakke gaan styg en hy gaan 'n oorloop en dit gaan nie meer die dooie see wees nie, dit gaan die lewendige see wees. Vol visse en wat ook al. So sien ons die verskyning van Jesus by sy wederkoms. Maar wie is hierdie Jesus wat weer kom? Wie is hy? Wat is sy identiteit? Vers 11. Hy word genoem getrou en waaragtig. En al wat ek hier wil doen is ek wil net vir u vra, kan 'n mens hom dan maar glo? Kom ek maak die vraag so bietjie moeiliker. Daar's baie geestelikes vandag, Christen-teoloë wat sê nee, ons kan nie als glo wat Jesus gesê het nie. Wie moet ons nou glo? Vir hulle of vir hom? Want jy weet, sy woord sê, sy naam is getrou en waaragtig. So ek moet vanaand vir u sê, ek maak die keuse, ek glo hom eerder. Ek kan hulle nie vertrou nie, ek is jammer. Ek hoop hulle kry die DVD. Al die teoloë wat sê, daar's nie 'n opstanding uit die dood nie, en Jesus is nie uit 'n maagd gebore nie, ek moet vanaand vir u sê, as u na hierdie kaset luister, ek glo u nie, u jok vir ons. Die woord sê, hy is getrou en hy is waaragtig. En ons kies vanaand om hom te glo. En as ons nou meer uitgesproke was, dan het ons almal gesê amen. Verder, hy het 'n besondere naam wat net hy self ken, wat tot vanaand toe nog nie geopenbaar is nie, vers 12. En dan sê vers 13, hy het nog 'n naam, die woord van God. Is daar 'n ander plek in die Bybel wat u kan herinner dat ons lees van Jesus wat die woord van God is? Ja, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou soos die van die eniggebore seun, vol van genade en waarheid. Waarheid, ons glo hom alweer. Sy naam is ook in vers 16, die koning van die konings en die Here van die Here. En dit sê, daar is geen ander God behalwe hy nie. Hy is die koning van die konings, daar's geen ander koning behalwe hy nie, en hy is die Here van die Here, daar's geen ander Here behalwe hy nie. Net vanmôre het oom Ad met my gepraat, en toe sê hy, die teoloog het nou 'n boek daarvan, een van hulle wil nou ook hê, ons moet nou almal omhels, en ons moet nou sê, wag, ons almal se God is God. Nee, Jesus is God. En dis nie haatspraak nie, want Jesus het vir almal gesterf. En hy het almal lief, en hy wil almal se siele red. En die uitnodiging is oop vir enige een wat hom wil aanneem, om dit te doen. So ons haat niemand, ons is vir almal lief, want Jesus het vir almal gesterf. O, sy voorkoms, die derde gedagte hier by sy wederkoms, sy voorkoms, hy sit op 'n wit perd, in ander woorde, hy is die ware vredevors, wat kom om sy vrederyk te kom vestig. Sy oë soos 'n vuurvlam. Hoekom sou sy oë op hierdie stadium soos 'n vuurvlam wees? Want hy kom om sy vyande, Satan, die anti-kris en die vals profeet, finaal te kom oordeel. Daarom kom hy met oë wat soos 'n vuurvlam lyk. En op sy hoof baie krone. Al as hy die koning van die konings is dit logies dat hy baie krone op sy hoof sal hê. Hy's bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Wie se bloed? Sy eie bloed. Wat hy daar op Golgotha vir ons gestort het. In liefde. 2000 jaar gelede. En as hy weer kom, sal sy kleed spreek van die liefdesdaad wat hy aan die kruis vir elke lewende siel op hierdie aarde gedoen het.
Die leers van die hemel volg hom. Hoekom? Want die slag van Armageddon moet nou plaasvind, daar in die vallei van Esdraelon. En uit sy mond gaan 'n skerp swaard, waarmee hy die nasies gaan slaan. Dit bring ons by die laaste punt vir vanaand. Wat kom doen Jesus by sy wederkoms? 2 dinge. Hy kom oorlog voer en hy kom sy regering vestig. Dis die 2 dinge wat hy kom doen. Hy kom oorlog voer teen die anti-kris en die vals profeet met hulle leers. Vers 19. En ek het die dier, dis die anti-kris, en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Kan u dink? Dan moet ek vir u sê, dis nogal 'n gesig as 'n mens daar op die berg Karmel staan in Israel en jy kyk oor die vallei van Esdraelon, hierdie wyd uitgestrekte vallei, so ver as wat jy kan sien tot op die horison, en jou kop sê vir jou, die woord van die Here sê, hier gaan die nasies van die aarde kom versamel. Die anti-kris gaan voorwees om oorlog te kom voer teen Jesus. Mens kan dit amper nie dink nie. Hier word al die ongeredde nasies, hulle wat die merk van die dier ontvang het, en wat hom aanbid het, word finaal uitgeroei. En dan ook, as Jesus klaar is met hierdie oorlog, die slag van Armageddon, is daar nie een enkele ongeredde mens wat op die aarde oorbly nie, net hulle wat Jesus in die groot verdrukking aangeneem het, en hulle wat saam met hom kom by sy wederkoms. Met ander woorde, daar's nie een ongeredde siel wat die 1000-jarige vrederyk sal ingaan nie. Net gelowiges, net kinders van die Here. En dan word die anti-kris en die valse profeet gevange geneem, en hulle word die eerste inwoners in die hel. En mooi hoor, daar's nie vanaand iemand in die hel nie. Almal is vanaand in die doderyk, waar hulle wagtend is op die groot wit troon oordeel, waarvan ons in hoofstuk 21 lees. Die anti-kris en die vals profeet is die eerste lewende inwoners wat dan in die hel gewerp sal word. En dan lees ons in hoofstuk 20 dat Satan gevange geneem word, dat hy gebind word, dat hy in 'n bodemlose put gegooi word en dat daardie put bokant hom verseël word. En dan gaan die Here Jesus sy koninkryk op aarde oprig. Dan is daar nie 'n duiwel nie, daar's nie bose engele nie, daar's nie 'n anti-kris nie, daar's nie 'n valse profeet nie, daar's nie ongelowiges en goddeloses nie. Die oordeel is voltrek en die aarde is voorberei vir die 1000-jarige vrederyk. En as die Here wil, dan praat ons volgende Sondag aand met u oor hierdie tema, die 1000-jarige vrederyk. Ons het dan vanaand gesien hoe dat Babylon geval het, hierdie wêreldsisteem. Hoe dat die anti-kris en die vals profete in die hel gewerp is. Hoe dat al die ongelowiges wat hulle aanbid het gedood is. Hoe dat Satan gebind is vir 1000 jaar en die grond is voorberei vir die regering van Jesus op hierdie aarde. Nou bly daar een ding vir u en vir my oor vanaand, kind van die Here. Dink jy nie in die lig hiervan, is dit so belangrik, dat ons algeheel aan ons bruidegom sal oorgee nie. Dat ons algeheel vir hom sal lewe. Dat ons vir hom sal lief wees, soos wat 'n ou bruidjie hier in die kerk haar bruidegom liefhet. Ek het nog nooit 'n bruid in 'n kerk gesien wat by 'n huweliksgeleentheid kom en jy sou vir haar vra, hoor jy, is jy lief vir die ou wat hier langs jou staan? Wat sal sê, ag nee, ek voel eintlik niks vir hom nie. Nog nooit in my lewe so 'n bruid gesien nie. O, dat ons bruidegom sal lief hê. Dat ons vir hom sal lewe met hart en siel en krag. Dat ons sal toeneem in heiligmaking. Wat is heiligmaking?
om hom toe te laat om ons te heilig. Dat ons hom elke dag sal vertrou vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees, sodat ons vir hom kan lewe. Dis al wat vir ons oorbly. Dat ons op geen punt in ons lewe ooit weer spoed sal verloor, momentum sal verloor vir die Here Jesus nie. Maar dat ons vanaand as 'n gemeente, as broeders en susters van mekaar, sal hande neem en vir mekaar vanaand in die oë sal kyk en vir mekaar sal sê, my broer, my sussie, die tye waarin ons leef is donker tye. Die wêreld seefuur vanaand. Kom laat ons hande vat. Kom laat ons die krag van die Here oor ons afbid, dat ons staande sal bly teen die listige planne van die bose om ons ongehoorsaam aan die Here te maak. En dat ons die stryd sal stry end uit, tot by die wederkoms. Tot by die bruilof. Wat sê u vanaand hiervan? Wat sê u van die vermaaning wat ek nou aan u rig? Nou langs u kom staan en u roep en sê, kom my broers, kom my susters, kom ons vat hande. Terwyl ons so sit, soms so in ons gesinne, kom ons vat hande, fisies. En dan bid ons saam. Here Jesus, u is ons bruidegom, ons wonderskone bruidegom. En as ons daar in Hooglied lees, en ons sien die taal van 'n bruid, hoe dat sy na haar bruidegom verlang, hoe dat sy smag na sy teenwoordigheid, hoe dat sy sy lof besing, hom groot maak in die vergadering. Here, dan wil ons vanaand as u bruid, daardie lied, die Hooglied van Salomo, wil ons vir u sing. Ons wil elke sinnetjie wat die bruid vir haar bruidegom daar sing en sê, wil ons vanaand teenoor u bely. Ja, ons wil vanaand vir u sê, Here, Here Jesus, daar is niemand soos u nie. U is groot en u is almagtig en u is wonderskoon. U is die enigste verlosser. Die een wat gekom het om aan die mensdom saligheid te bied. Vryheid van bande. Dankie ons koning, ons verlosser, ons Here, dat ons vanaand uit u woord kon leer. Daar kom 'n dag wanneer u met die wêreld gaan afreken. En wanneer die wêreld nooit weer gevind sal word. Here, om te dink, daar kom 'n tyd op hierdie aarde, dat die wêreld nie meer gaan bestaan nie, wat nog invloed gaan uitoefen. 'n Mens gaan nie meer 'n televisiestel aanskakel en deur die wêreld mislei word en verlei word nie. Jy gaan nie meer 'n tydskrif kan optel en deur die wêreld beïnvloed word nie. Jy gaan nie radio luister en deur die wêreld beïnvloed word nie. Jy gaan niks doen, niks wat die wêreld jou kan beïnvloed nie. Here, wat 'n wonderlike tyd as Jesus op die troon van Dawid gaan sit en daar uit Jerusalem die wêreld gaan regeer vir 1000 jaar. Daar is soveel mense wat nie hieraan glo nie, al staan dit in die Bybel. Soveel mense wat sê nee, dis eintlik maar net 'n geestelike koninkryk en ons is vanaand al in die 1000-jarige vrederyk. Here, hoe kan dit? Hoe kan ons vanaand glo dat die duiwel gebind is in 'n bodemlose put? Hoe kan ons vanaand glo dat die wêreld finaal geoordeel is? As die duiwel in die wêreld so lewendig en so aktief en soveel veld wen. Ag Here, gee ons die geloof soos kinders om u woord te vat soos dit hier staan. Al pas dit nie by ons raamwerkies in nie. Dis wat hier staan. Dis wat u geopenbaar het. U het gesê, daar kom 'n tyd op aarde wat bekend staan as die groot verdrukking. In daardie tyd gaan u die seels breek
U gaan die basuine laat blaas, u gaan die kruike, die skale uitgiet op hierdie aarde en u gaan die wêreld oordeel en Babylon gaan val en dan gaan u koninkryk kom oprig. Help ons om dit te glo. Help ons om dit te omhels, om ons lewens hier volgens in te rig. Ons bid vanaand, Here, vir hulle wat na die CD's luister, na die DVD's kyk. Ons weet nie waar nie, maar wil u nie in lewens werk nie, wil u nie harte verander nie, wil u nie mense vir u koninkryk red. Dankie vir wat u tot hiertoe gedoen het. Ons sien ook uit na volgende kwartaal, Here, na die aktuele prediking wat gaan plaasvind. Ons bid ook vir haar wat lesings gaan aanbied by die woordskool. Seën hulle. Seën hierdie poging, Here, terwyl ons in 'n bose tyd lewe. Heilig u kerk. Heilig u gemeente. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek vertrou dat dit wel is met elkeen se siel. En dat u nie hierdie week sal ingaan as daar miskien iets is wat u met die Here moet regmaak nie. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die wonderlike liefde van God ons hemelse Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elke een. Amen.